Goeiedag. En vandag is dit Hosea 9. Vandag, omdat ek 'n boodskap deur Hosea 9 wil oordra en tyd ons ontbreek, sal ek net Hosea 9 se sleutelverse lees. Maar ek stel voor jy lees die hele hoofstuk as ons klaar is met hierdie gedeelte, baie stadig, self later deur, né? Kom ons lees nou die sleutelverse en dan die betekenis daarvan. En die sleutelverse van Hosea 9 is 1, 3, 7 en 15. Hosea 9 vers 1. Staak jou feeste, Israel. Jy was ontrou aan God. Jy was daarop uit om met jou tempelprostitusie op elke plek waar koring gedors word, 'n groter oeste te probeer kry. Julle sal nie in die land van die Here bly nie, en Efraim sal na Egipte toe teruggaan. 9 vers 7. Die dag van straf het gekom, die dag van vergelding het aangebreek, sê die Here. Al hulle boosheid het by Gilgal begin. Ja, daar het ek die Here hulle al gehaat oor hulle goddelose dade. Ek sal hulle uit my huis uit wegjaag. Ek sal hulle nie meer lief hê nie, sê die Here. Tot sover. Nou kom ons kyk bietjie vandag. Daar is 5 kort oorsigte en die sleuteltemas van waarskuwing in Hosea 9 wat jy in hierdie hoofstuk optel. Ten eerste, God se waarskuwing teen valse vreugde. Israel word aangesê om nie soos ander nasies feeste vier nie. Selfs al lyk dinge vir hulle goed, het hulle dade hulle van God geskei. En tweedens, in die gevolge van sonde, Hosea vergelyk Israel se ontrouheid met 'n persoon wat hulle ware liefde verlaat. As gevolg van Israel se afgodediens en bondgenootskappe met vreemde nasies, sal God hulle straf. En derdens, die oordeel en die ballingskap. Die profeet voorspel dat Israel in ballingskap gestuur sal word, spesifiek na Egipte en Assirië toe, né? Hulle godsdienstige vieringe sal betekenloos word en hulle sal nie in staat wees om offers in God se tempel te bring nie. En vierdens, hulle verlies aan seëninge. Hosea waarsku dat die land onvrugbaar sal word, ja, kinders sal verlore gaan en daar sal geen vreugde in die oes wees nie. Hierdie verliese is die gevolg van Israel wat van God weggedraai het. En ten laaste nommer 5. Die verwerping van die profete. Die hoofstuk spreek hom aan hoe die mense God se profete verwerp het en oproep tot bekering gedoen het. En Hosea betreur dat die mense profete as dwaase beskou en vyhandig teenoor hulle boodskap. Nou, die hoofles hier uit Hosea 9 was vir Israel, God se volk. Maar luister baie mooi, dit was baie beslis ook vir ons in vandag se tyd. Ja, vir jou en vir my. Hosea 9 leer dat om van God af weg te draai en op ander bronne te vertrou vir sekuriteit en geluk, lei tot verlies en hartseer. En dit sal jy uitvind as jy van God af wegdraai. God begeer 'n verhouding, gebaseer op getrouheid. Want om sy leiding te ignoreer, dit bring gevolge in. Nie uit wreedheid nie, nee, maar uit 'n begeerte om mense terug te bring na sy, die Here se liefde en wat goed en waar is. En dis hoekom Jesus opnuut vandag vir ons roep, kom na my toe. Ja, so roep die Heilige Gees ons vandag opnuut, né? Waardeer getrouheid in verhoudings. Die Heilige Gees roep ons vandag opnuut nader, né? In die eerste plek sê hy, waardeer getrouheid in verhoudings. Net soos Hosea Israel geroep het om getrou aan God te wees,
word ons ook deur die Heilige Gees daaraan herinner om ons verpligtinge na te kom, om getrou aan God te wees, teenoor ons familie ook, ons vriende en ons oortuigings. Konsekwentiteit en lojaliteit bou vertroue en sterk gemeenskappe. Nommer 2, herken die gevolge van keuses. Hosea 9 wys dat aksies gevolge het. Ons besluite, goed of sleg, vorm ons toekoms. Om bedag te wees op ons keuses, help ons om spyt wat te laat kom, te vermy. En dit moedig ons aan om met integriteit op te tree. Is dit hoe ek en jy teenoor ander mense en teenoor God optree, met integriteit? En in die derde plek, vermy valse bronne van veiligheid. Vermy dit. Die Israeliete, net so baie van ons Christene vandag, veiligheid soek in ander dinge as God. Ja, vandag kan ons in die versoeking kom om op geld, status of ander mense staat te maak, vir ons gevoel van waarde. Maar Hosea 9 moedig ons aan om ons fondament op blywende waardes, eerder as tydelike oplossings te bou. En in die vierde plek, omhels geleenthede vir verandering, omhels dit. Dis wat God wil hê. Selfs wanneer jy die gevolge van swak keuses in die gesig staar, gaan Hosea se boodskap uiteindelik oor terugkeer na wat reg is. Ons kan altyd kies om te leer, te groei en te herstel wat in ons lewens stukkend en verkeerd is. En net so kort opsomming hiervan. Hosea 9 leer ons om getrou te wees, om die impak van ons optrede in ag te neem, om ware sekuriteit te soek en om verandering te omhels wanneer dit nodig is. Hierdie beginsels help ons om 'n lewe van doel en veerkragtigheid te bou. Hosea 9 se boodskap beklemtoon en dit waarsku teen oordeel en ballingskap, maar spreek ook God se hartseer uit oor die verlies van verhouding met sy kinders, wat so maklik van hom, die Here, af wegdwaal. Hosea is die boodskap en die oproep tot bekering om terug te keer, as Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en belas is, wat beklemtoon dat ware vreugde en seën slegs in getrouheid aan en in God gevind word. Ja, hierdie Hosea 9, dit leer ons dat om van God af weg te draai en op ander bronne vir sekuriteit en geluk staat te maak, tot verlies en hartseer sal lei. God begeer 'n verhouding gebaseer op getrouheid. En om sy leiding te ignoreer, dit bring gevolge in. Nie uit wreedheid nie, ons het dit alreeds gesê, maar uit 'n begeerte om mense terug te bring na hom, die Here toe, en alles wat goed en waar is. Dus moet ons oor 3 dinge kennis neem. Nommer 1, getrouheid maak saak. Om getrou te bly aan verpligtinge en waardes is belangrik. Dit is belangrik in ons verhouding met God en met ander. En in die tweede plek, aksies het gevolge. Keuses wat in stryd is met wat reg is, kan tot negatiewe uitkomste lei, selfs al lyk dit op die korttermyn goed. En in die derde plek, hoop op herstel. Selfs in oordeel is God se uiteindelike doel om te herstel en te genees, nie bloot om te straf nie. God wil ons terugtrek na hom toe, want hy is lief vir ons. Hy het ons so lief, dat hy sy seun laat sterwe het in ons plek. Besef jy wat dit beteken? Toepassing van Hosea 9 se les vandag, op die moderne lewe van vandag is, nommer 1, waardeer getrouheid in verhoudings. Waardeer dit. Net soos Hosea Israel geroep het om getrou aan God te bly,
word ons vandag daaraan herinner om ons verpligtinge na te kom. Dit is wat Hosea doen, en dit sal so wees tot Jesus se wederkoms. Ja, ons verpligtinge teenoor familie, vriende en ons oortuigings. Tweedens, wys dat aksies gevolge in ons lewens het. Besluite, goed of sleg. En tweedens, erken die gevolge van jou keuses. Hosea 9 wys dat aksies gevolge in ons lewens het. Besluite, goed of sleg. Om bedag te wees op ons keuses, help ons om spyt te vermy en moedig ons aan om met integriteit op te tree. En derdens, vermy valse bronne van sekuriteit. Die Israeliete het veiligheid gesoek in ander dinge as God. En vandag kan ons in die versoeking kom op ons geld, ons status, of om op ander mense staat te maak vir ons gevoel van waarde. Maar Hosea 9 moedig ons aan om ons grondslag te vind in blywende waardes, eerder as in tydelike oplossings. En dan ten laaste, nommer 4, omhels geleenthede vir verandering. Omhels dit. Selfs wanneer die gevolge van swak keuses in die gesig gestaar word, gaan Hosea se boodskap uiteindelik oor terugkeer na wat reg is. Ons kan altyd kies om te leer, te groei en te herstel wat in ons lewens gebreek en verkeerd is. En ter opsomming, en hiermee sluit ons af vir vandag. Nommer 1. Identifiseer waarop jy die meeste staat maak. Dink na oor wat jou gevoel van veiligheid of waarde gee. Geld, jou loopbaan, jou verhoudings, jou besittings of jou sosiale status. Vra jouself af of hierdie dinge werklik blywend is en of dit vinnig kan verander. En die tweede gedagte is dan, bou dan jou fondament op blywende waardes. Fokus op waardes soos integriteit, geloof, vriendelikheid en gemeenskap. Dit is stabiel en dit is betroubaar, anders as materiële dinge of vlugtige prestasies. En derdens, bly verbind met jou kernoortuigings. Hersien gereeld jou oortuigings en jou beginsels na. Of dit nou deur gebed of meditasie of nadenke is, om jouself te grond in wat die belangrikste is, help jou om tydelike oplossings na te jaag. In die vierde plek, wees altyd bedag op versoekings. Let op wanneer jy in die versoeking kom om sekuriteit te vind in dinge soos rykdom, gewildheid of beheer, manipulasie oor ander mense. Staan stil en oorweeg of dit werklik betroubaar is. En die laaste punt is nommer 5, verandering. Omhels verandering en groei in jou lewe. As jy besef, jy het op iets onstabiel staat gemaak, moenie bang wees om jou fokus te verskuif nie. Groei beteken dikwels om te laat gaan wat gemaklik, maar onbetroubaar is. Ja, ons kan die boek Hosea in 'n paar kort woorde opsom, soos ons afsluit met Jesus se uitnodigingswoorde, as hy sê, kom na my toe. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God. Mag die Heilige Gees hierdie gedagtes van Hosea 9 in ons harte vasanker. Amen.